baie dankie vir alles wat jy gedoen het. Ek waardeer dit opreg van die onderkant van my hart en ek is werklik dankbaar vir jou hulp. Hallo, dit is Dr. Brian Eings. Welkom by 5 uur Mel. Dit is altyd 'n plesier om jou te groet en hier op hierdie program te ontmoet waar ons vir jou 'n begrip van die woord van God volbring. Die Bybel sê vir ons, wanneer ons oorgebring is, moet ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van ons denke, deur die afwassing van die water van die woord. Ons moet in die woord ingaan. Ons word gered wanneer ons Jesus Christus aanvaar, die ewige lewe wat Christus gesê het, hy gekom het om vir ons te gee. Maar ons siel word nie gered nie. Want die Bybel sê vir ons dat die ingeplante woord van God in staat is om ons siele te red. Maar dit is 'n proses. Heiligmaking, ek glo nie dis net 'n eenmalige ding nie. Jy weet, jy bid, staan op en jy is geheilig nie. Ek glo dit is 'n proses van gehoorsaamheid en wandel en om jou gedagtes te vernuwe met die woord, om jou kruis daagliks op te neem, om Christus te volg en dit is wat ons wil doen. En een van die struikelblokke om ons te keer om soos Christus te wandel, is dat Jesus gesê het, daar is niks wat jy kan doen nie. Maar aanstoot gaan kom, maar wie diegene wat daardie aanstoot bring? So ek wil vandag met julle praat oor hoe om met onvergewensgesindheid te werk, om met onvergewensgesindheid te werk, wat die aanval van die vyand is en die manier waarop die vyand wil hê ons moet op mense fokus, onvergewensgesindheid. Vir my is dit amper soos die teenoorgestelde van liefde. Liefde is om te vergewe. Liefde kyk verby en hou nie boek van die verkeerde wat aan jou gedoen is nie. Maar onvergewensgesindheid en aanstoot sê, ek hou boek. Gaan nie kritiseer nie. Ek gaan nie 'n kritiese gees hê nie en ek gaan regtig teen hierdie dinge praat. Wel, God wil nie hê ons moet dit hê nie. Jy weet toe ek 'n lang vas voltooi het, toe God vir my openbaring gegee het oor die boodskap van die krag van vergifnis, het hy een stelling gemaak en hier is wat daardie stelling was. Geloof beweeg God, maar vergifnis stel sy krag vry. Nou, ek wil hê, kom ons begin eers deur vas te stel, wat beteken vergifnis presies? Ons het nou al sessie 1 en sessie 2 behandel, net soos hierdie derde sessie oor vergifnis, so kom ons gesels daaroor. Hier is die Woordeboek definisies. Om iemand te verskoon vir 'n fout of 'n oortreding, om te vergewe. Om woede of wrok teen iemand prys te gee, om op te hou om dit teen hulle te hou en te koester, om iemand van betaling te vrywaar, om iemand van 'n skuld te bevry, byvoorbeeld om nie straf op 'n oortreder af te dwing of genoegdoening vir daardie oortreding te eis nie, om vergifnis te skenk sonder om wrok te koester, om te vergewe. Sterker gestel, beteken dit om iemand van die aanspreeklikheid vir 'n straf wat deur 'n oortreding veroorsaak is, vry te stel, om te verskoon. Is om oor 'n fout te gaan. Dit is om oor die persoon se fout te gaan sonder om straf te eis. Ek vergewe jou, maar ek gaan nie vra dat iemand jou straf nie. Ek gaan jou loslaat. Ek gaan dit laat gaan. Om op te hou om te blameer of wrok te hou teen iemand. Om van die verpligting te bevry of om op te hou blameer. Om te verskoon of oor te sien. Ek gaan dit net laat gaan. Ek verskoon dit. Om geen kwaadwilligheid teen iemand te dra nie. Om niks meer teen iemand te hou of enige gevoelens teen hulle te hê nie. Maar kom ons praat oor wat presies gebeur wanneer ons vergewe word. Want sien, onthou die stelling, geloof beweeg God, maar vergifnis ontketen die krag. Kom ons gaan terug na die dag toe jy die naam van Jesus aangeroep het. Onthou wat die gedeelte uit die Bybel sê, almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Almal wat die naam van die Here aanroep, sê 'n aangedeelte, sal verlos word. Sien, toe vergifnis aan my geskenk is, het ek begin nadink daaroor en myself afgevra, wat van hierdie ding? En toe vergifnis uit die hemel vrygestel is dit wat in my lewe begin gebeur het. Ek was nou weergebore. Wow, Ek onthou dit soos gister, daardie gevoel. Dit was asof selfs my mond skoner geproe het toe ek die lig ingeasem het. Die woede, bitterheid, die angs, al die stres en sulke goed was weg. Ek was weergebore, ek was gered. Die Bybel sê vir ons dat alles van die verlede dood en verby is. Ek was 'n nuwe skepsel in Christus, iets wat nog nooit tevore bestaan het nie. Daarom, as iemand, nou lees ons uit 2 Korintiërs 5 vers 17, ek gaan dit weer sê, 2 Korintiërs 5 vers 17.
Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Ek was 'n nuwe wynsak, net gereed om gevul te word met daardie nuwe wyn uit die hemel. En dit sê dat ek nou 'n nuwe skepping is. Ek kan hierdie nuwe verbond dra, eintlik die Gees van God wat op my woon. Ek is nou die tempel. Ek is oorgeplaas, sê die Bybel vir ons, uit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig van sy seun, Jesus. Onthou nou, geloof beweeg God, maar vergifnis stel sy krag vry. Die boodskap wat ons beveel is om aan julle te verkondig, word die goeie nuus genoem. Dis wat evangelie beteken. Dit sê die evangelie van die Here Jesus Christus. Evangelie beteken goeie nuus. So ons praat oor die goeie nuus. Die straf van sonde is betaal, wat beteken die mag van sonde kan van ons lewens afgebreek word. Sien, daar's 3 dinge aan elk galerie. Daar is die straf van sonde, die mag van sonde en die teenwoordigheid van sonde. Christus aan die kruis het die straf van sonde betaal, wat vir ons die vermoë gegee het om die mag van sonde te breek. Nou tot by die volgende era en die volgende lewe sal ons altyd op 'n planeet wees waar die teenwoordigheid van sonde is, maar ons het die krag om die mag van sonde te breek, omdat die straf van sonde deur Christus wat dit op homself geneem het aan die kruis, dit nou moontlik gemaak het. Ek dink dit is kragtig. En dan het jy die straf van siekte. Die loon van sonde is die dood. Elke keer as ons sondig, saai ons saad van die dood. Dit begin groei as geestelike onstabiliteit en of fisiese pyn en lyding. So ons het die straf van siekte, die mag van siekte en ons het die teenwoordigheid van siekte. Ons is altyd in hierdie wêreld totdat Christus kom en 'n nuwe hemel en aarde kom, daardie nuwe era waarvan die Bybel praat. In hierdie era gaan ons altyd in die teenwoordigheid van siekte wees, want daar's altyd iemand wat erns sondig. En sonde is die wortel, siekte is die vrug. So deel van die manier waarop die duiwel werk, hy ken die wette van die heelal, hy weet dit. Die wet van vergifnis sê, as jy nie vergewe nie, kan jy nie vergewe word nie. Wel, dieselfde gees wat genees, is dieselfde gees wat vergewe. So as jy nie vergewe nie, kan jy nie genees word nie. Maar omdat Christus die straf aan die kruis vir sonde betaal het, en by die geeselpaal is die straf vir siekte op ons liggame betaal. Nou, die straf vir sonde, die straf vir siekte is betaal. Die straf is betaal. Die straf is gebreek. Nou kan ons sê, omdat daardie straf betaal is, in die naam van Jesus, kan ons die mag van sonde en die mag van siekte breek. Man, iemand het eendag gesê, as die bloed van Jesus so kragtig is, hoekom gaan dinge nog steeds oral so sleg? En dit lyk asof dit net al hoe erger en erger word. Wel, daar seep oral ook gemaak. Jy kan in 'n seepfabriek werk, jy kan seep oral om jou hê, maar jy moet die seep vat en jy moet dit aanwend. Net so met die bloed van Jesus, net so met vergifnis. Jy moet begin om iemand te wees wat sê, ek gebruik hierdie hulpmiddel wat God vir my gegee het, die krag van vergifnis, om eers myself vry te maak. Want die Bybel sê, ons moet eers onsself tot gehoorsaamheid bring, voordat ons ander tot gehoorsaamheid kan bring. Het jy geweet dat God jou wil vrymaak? Weet jy dat God wil hê jy moet gewas word deur sy kosbare bloed en vergewe word? Dan wil hy jou nie net verlos, vrymaak en bevry nie, maar hy wil jou ook gebruik as 'n bekwame bedienaar van versoening, om jou storie, jou ontmoeting met ander te deel. Nou, jy mag dalk nie as 'n voltydse predikant aangestel wees nie, maar steeds, maak nie saak wat jou werk is of waar jy gaan nie, God wil hê jy moet hierdie boodskap, hierdie evangelie, hierdie goeie nuus vat en dit aan die hele wêreld bring en vir mense sê, jy kan vergewe en jy kan vergewe word. Jy kan vir jou sondes verlig word. Jy kan van jou pyn en jou probleme verlig word. Psalm 103 vers 1 tot 5. Loof die Here o my siel, loof die Here o my siel, en moenie al sy weldade vergeet nie. Hy wat al ons ongeregtighede, verkeerde dade, oortredings, sondes vergewe. Deel B van die skrifgedeelte. Hy wat al ons siektes genees. Nie net sommige sondes nie net sommige siektes nie, maar al die sondes, al die siektes. Ek glo dat ek moet ophou om na die krag en die grootte van die siekte en die kwaal te kyk en ek moet begin kyk met die krag en die mag en die grootte van my God wat gesê het, dit is volbring. Alles kan genees word.
Alles kan vergewe word. Dit is nie wonderlik hoe. Die enigste ding, daar's een ding. As daar iets is wat nie vergewe kan word nie, sê hy vir ons en hy het vir ons gesê en dit is wat hy gesê het. Hy het gesê die lastering van die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. Kom ons gaan liewe nie daarna toe nie. Baie mense is bekommerd dat hulle dit dalk gedoen het, maar hier is die ding. As jy daaroor bekommerd is, het jy dit nie gedoen nie, want dan sou jy 'n verworpe verstand hê en jy sou nie regtig omgee nie. En jy sal weet jy het dit gedoen want jy sal dit doelbewus doen. So as jy bang is daarvoor, sê net hou jou bek duiwel en gaan weg hier want dis nonsens. As jy daaroor bekommerd is, wys dit vir my jou hart is nog reg met God, maar die duiwel het net vir jou gelieg. So vergewe jouself. As jy iets dom gedoen het, vergewe jouself. As jy gesondig het, want jy moet jouself vergewe, jy moet ander vergewe en as jy God hard geoordeel het, moet jy hom ook vergewe. Ons moet dus hierdie goeie boodskap vat, die boodskap dat God van bo af uit die hemel ons sal vergewe en dan, omdat ons vrylik ontvang het, moet ons ook vrylik gee. Ons moet horisontaal ook vergewe. Vertikaal is God na mens, mens na God. Horisontaal is mens na mens. Jy weet, dis twee van die grootste gebode. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand en jou hele siel. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Om die Here jou God lief te hê is vertikaal. Om jou naaste lief te hê soos jouself, dis horisontaal. Dis amper soos die vorm van die kruis, is dit nie? Vertikaal en horisontaal is kragtig. Handelinge hoofstuk 24 vers 16. Hier is die apostel Paulus wat aan die voete van Gamaliel gestudeer het, die vernaamste van die fariseërs. Hy het gestudeer, anders volgens die wet gedoen, die kerk vervolg en gedink hy doen God 'n guns. Hy het dit uit onkunde gedoen en God het hom genade gegee en hom vergewe. So as jy al dinge uit onkunde gedoen het, sal God soos hy met Paulus gedoen het, vir jou ook genade gee en jou vergewe. Maar dit is wat hy gesê het. Daarom span ek my altyd in om 'n gewete of 'n hart of emosies of siel te hê sonder aanstoot teenoor groep en mense. Jy vra dalk, maar hoe kan jy aanstoot hê teenoor God en teenoor mense? Oral waar Paulus gegaan het, het hy al koppe geskeur, geloftes afgelê en gesê, ek gaan nie eet voordat ek vir Paulus doodgemaak het nie. Hulle het hom met stokke geslaan, hulle het hom gestenig, hulle het hom in die tronk gesit, hy het skipbreuk gely. Dit was soos, jy weet, waar was God? Hoekom het God hom nie beskerm nie? Maar dan was 'n doring in die vlees wat nie 'n siekte was nie, maar 'n demoon wat teen hom gestuur is, sodat hy nie in hoogmoed sou ophef nie, omdat hy die openbaring vir die heidene ontvang het. Die boodskap aan die heidene, of jy dit nou wil aanvaar of nie, is effens anders as die van die Jode. Die Jode moes bekeer van booie werke, die werke van die 10 gebooie doen om gered en reg voor God te wees. Die heidene moes bekeer van afgoddery en onsedelikheid en al hierdie ander sondes. En daar was 'n ander soort bekering. Hulle kon ook nie deur werke gered word nie, maar hul grootste probleem was dat hulle afgode aanbid het en geleef het soos hulle wou. So nadat hy geslaan is, gestenig is en al hierdie dinge deurgemaak het, sê hy, ek moet hard hieraan werk. Dit is nie maklik nie. Een vertaling sê ek moet altyd nie streef nie, maar ek oefen daagliks. Kom ons kyk na dieselfde skrif, Handelinge 24 vers 16, maar in die Amplified, die AMPC definisie. Daarom oefen ek altyd. Hier is waar dit sê oefen. Daarom oefen en dissiplineer ek myself altyd. Ek maak my liggaam dood, dent my vleeslike begeertes, liggaamlike drange en wêreldse begeertes en poog ek in alle opsigte om 'n skoon, onwankelbare, onberispelike gewete te hê, sonder aanstoot teenoor God en teenoor mense. En soos jy Paulus se geskrifte lees, sal jy keer op keer sien hoe mense hom verkeerd behandel het, hoe hulle hom aanstoot gegee het, hom verhinder het, vir hom probleme veroorsaak het, soos ek vroeër gesê het. Hulle het geloftes gemaak dat hulle hom gaan doodmaak, dat hulle nie gaan eet nie. En jy sal regtig vergifnis en genade moet verstaan om te kan oorleef. Bediening. Want dit gaan lyk asof die mense wat jy die meeste help, die mense is wat jy die meeste seer maak. En dit is net moontlik omdat die mense wat jy die meeste help, jy naby aan hulle moet kom. Ek verstaan hoekom Paulus skryf, ken niemand na die vlees nie. Want hoe nader jy aan iemand kom, hoe meer sien jy hulle foute en hoe meer sien hulle jou foute. En dan begin mense bitterheid en woede of 'n ander probleem kry en hulle begin teen jou praat en vals beskuldigings maak.
Ons moet dus seker maak dat ons die volle wapenrusting van God aantrek. Ons neem 'n besluit. Ek weet mense gaan dit doen, seer mense maak ander mense seer, misbruikte mense misbruik ander mense, maar ons moet iemand wees wat 'n besluit neem. Ek gaan nie toelaat dat dit gebeur nie. Kom ons kyk na Efesiërs. Hoofstuk 4, vers 29 tot 32. Laat geen korrupte gesprek uit julle mond kom nie, maar net wat goed is om op te bou, sodat dit genade kan bring aan die wat dit hoor. Maar geen korrupte, dit sluit vloekwoorde in. Ek haat dit om Christene te hoor vloek en dink hulle het die vryheid om dit te doen. Ek het genade. Genade is nie die verskoning om toestemming te gee om te sondig nie. Genade is die krag om op te hou sondig en die vergifnis wat God gee. Jy verdien dit nie, ek verdien dit nie. En as ons dan kry wat ons nie verdien nie, word ons verantwoordelik gehou. Jy ontvang verniet, gee ook verniet. Jy word verantwoordelik gehou om vergifnis te gee aan mense op dieselfde manier wat hulle dit nie verdien nie. Daar's eintlik niemand wat vergifnis verdien nie. So vergifnis is vir die wat verkeerd gedoen het. In vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is tot die dag van verlossing. Laat alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en kwaadpraat van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Nou let mooi op hier, vers 32. En wees vriendelik teenoor mekaar, innig jammer, vergewe mekaar, net soos God julle ter wille van Christus vergewe het. Kom ons lees dit weer, vers 32. En wees vriendelik teenoor mekaar, innig jammer, vergewe mekaar, net soos God julle ter wille van Christus vergewe het. Moenie toelaat dat Christus gekruisig is, geslaan is by die geselpaal ter wille van Christus nie. Al die dinge waardeur hy gegaan het, moenie toelaat dat hy dit alles verniet deurgemaak het nie. En dan gaan jy iemand wees wat sê, ek gaan nie soos Christus wees nie. Ek gaan nie sy lyding, sy voetspore volg nie. Ek gaan nie iemand wees wat in vergifnis wandel nie. En ek raaf. Nee, moenie jouself verhef en in trots optree en sê, ek is groter as God nie. As God vergewe, hoef ek nie te vergewe nie. Kom nou regtig. Jy weet, jy is nie eens naby daaraan om so goed soos God te wees nie. Niemand is nie, nie ek nie, niemand nie. Ons is maar net mense wat geval het met 'n bestemming reguit hel toe en dit met reg oor wat Adam gedoen het. Deur een man het die dood in die wêreld ingekom en oor al die mense gekom. So hy het ons losgekoop as jy Christus aanvaar het en as jy gekies het om weergebore te word. Ons moet dus alle bitterheid en onvergewensgesindheid in ons harte en siel bewaak. Ek glo ons gawes lê in ons gees. Dit moet dus deur ons siele gaan, deur ons stembande en mond en deur ons hande en kom uit wanneer ons bedien. Ons siel word dus soos 'n filter. Is jou sielkundige filter, is dit skoon? Is dit gemees? Of is dit gebreek en onrein? As jy altyd dieselfde filter in 'n koffiefilter gebruik, gaan jy uiteindelik net flou water kry en die beste deel van die koffie gaan agterbly. Jou gawe gaan probleme hier om deur jou siel te beweeg. Of as dit by 'n gewonde en seer siel uitkom, mag wat jy sê dalk reg wees, maar dit gaan kwaad wees, dit gaan hard wees, dit gaan bitter wees. Dit gaan iets wees wat ons nie wil doen. Hebreërs hoofstuk 11 vers 6. Maar sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag. Want hy wat tot God kom, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom ywerig soek. Daar's 'n beloning vir die wat ywerig soek. Nie ywerige soekers kry nie die ywerige beloning nie. Galasiërs hoofstuk 5 vers 6. Want in Jesus Christus beteken besnydenis niks en onbesnedenheid ook nie, maar geloof wat deur liefde werk. En ons sien dat geloof deur liefde werk. Dit sê dat liefde die brandstof van geloof is. Luister jy mooi na my lied. So God stort sy liefde uit in ons harte. Hy gee die gees van liefde. Dit is die brandstof waardeur hy die begin en volëinder van ons geloof is. Die skrif sê ook so brandstof werk deur geloof. As woede, bitterheid en onvergewensgesindheid al die liefde in ons hart verteer en opvreet, dan is daar geen brandstof vir ons geloof nie. Ons geloof kan nie funksioneer sonder brandstof nie. 'n Motor kan nie sonder brandstof werk nie. Jy sal die enjin probeer aanskakel en dit sal nie aanskakel nie. Jy sal bid, jy sal alles doen, maar jou woorde sal net op die grond val. Sonder geloof, onthou, ek het vroeër die skrif gelees, sonder geloof kan jy hom nie behaag nie.
Jy kan geloof hê, maar geen brandstof nie, so dit maak 'n dooie geloof, want geloof sonder werke is dood. Jou geloof gaan nie werk sonder liefde nie. Het jy my gehoor? En selfs al doen jy al die gawes, al doen jy al die dinge en daar is geen liefde nie, sê dit jy's net 'n harde geraas. Die rede daarvoor is, dit is nie in geloof gedoen nie, dit is in die vlees gedoen. Galasiërs hoofstuk 5 vers 6. Ek het dit gelees. Ek gaan dit weer lees. Want in Jesus Christus beteken besnydenis niks nie en onbesnydenheid ook nie, maar geloof wat deur God werk. So hier sien ons besnydenis wat 'n tipiese simboliese beeld van die Joodse nasie is. Hulle moes besny word. Onbesnydenheid is profeties en 'n beeld van die heidene. So dit sê jy's nie meer spesiaal omdat jy 'n Jood is nie en jy's nie meer spesiaal omdat jy 'n heiden is nie. Dit moet deur geloof wees. Dit is nie oor jou etnisiteit nie. Dit is nie oor jou ras nie. Dit is deur geloof. En hier het ons werklik geloof nodig om vir God te behaag en ons koninkryksopdrag te vervul. Wil jy jou koninkryksopdrag vervul? As geloof deur liefde werk, is dit God se liefde wat dit aandryf. God beveel ons om lief te hê, daarom voorsien hy die liefde waarmee ons kan werk. Laat ek dit vir jou bewys. Ons gaan nou na Romeine hoofstuk 5 en vers 5. En hoop beskaam nie, omdat die liefde van God uitgestort is in ons harte deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Het jy dit gehoor daar? Die liefde van God is uitgestort in harte deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So die Heilige Gees is nie net die trooster nie, hy is ook die verskaffer en verspreider van liefde. 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Hy het vir ons 'n gees van krag gegee, 'n gees van liefde en 'n gees van 'n gesonde verstand. As ek 'n gesonde verstand het, behoort ek beter besluite te neem. Dis hoekom hy vir sy disippels gesê het: "Waar julle ook al gaan, laat julle vrede los." Vrede is 1/3 van die koninkryksatmosfeer. So ek glo, soos ons daardie atmosfeer vrystel, laat ons nou die koninkryk wat in ons is vrystel en ons het koninkryksatmosfeer. Want as jy uit die wêreldse atmosfeer trek en jy stap ooit in iemand se huis in waar daar beklei is, kan jy daardie spanning en stres daar binne aanvoel. Dit was nie koninkryksatmosfeer nie, dit was wêreldse atmosfeer, dit was vleeslik en werke van die atmosfeer. Maar hy wil hê ons moet die vrede vrystel, sodat daardie koninkryksvrede kan kom. Soos met ander woorde, die motel of die kamer waar jy bly wanneer jy gaan bedien en reis. Jy het soos 'n korporatiewe kantoor met 'n korporatiewe atmosfeer om van die hoofkantoor af te hoor. Ek dink dit is 'n goeie manier om dit te verduidelik. Laat ek gou 'n slukkie water kry hier. So God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het, en hy het vir ons die gees van liefde gegee. Ons het dus geen verskoning om die brandstof vir geloof te hê of dat ons geloof nie werk nie. As geloof deur liefde werk, dan is liefde die brandstof van geloof. Onvergifnis, bitterheid en woede werk soos 'n geestelike kanker, net soos Pac-Man wat net alles opeet en al die liefde in ons hart verteer. Geen liefde nie, geen brandstof vir geloof nie. Geen geloof werk nie, gebede word nie beantwoord nie. Sonder geloof is ons nie vir God welbehaaglik nie. As dit aanhou, funksioneer ons nou in 'n godsdienstige gees. En om godsdienstige dade en werke te doen sonder die Heilige Gees, dis wat ons dan doen. Dit werk op 'n persoonlike vlak, maar dit werk ook op 'n korporatiewe vlak. Dit vergeloof om gebede beantwoord te kry. Dit verg geloof sodat hulle kan opstyg en opgaan na die hemele. So ek bid jy laat gaan en jy laat los al die dinge van die verlede, al die bitterheid en onvergifnis. Jy weet, baie mense sê, ek vergeef, maar ek sal nie vergeet nie. Jy weet, dalk ek het dit self al gesê. Ek dink ek het dit waarskynlik al heelwat kere gesê. En jy en ek weet albei dis nie reg nie. Menslike liefde het voorwaardes. Jy moet presteer, jy moet aan my sekere standaarde voldoen en jy moet beslis die skuld wat jy skuld terugbetaal. Maar God se liefde is onvoorwaardelik. Dit vergewe, maak los van skuld en onthou dit nie meer nie. Liefde hou geen rekord of rekening van die kwaad wat aan hom gedoen is nie. Sjoe, ons moet regtig oor daardie skrifgedeelte nadink of hoe? Dit vergewe, maak vry van skuld en onthou dit nie meer nie.
Die Bybel sê vir ons dat wanneer God vergewe, hy ook ons sondes van ons af wegneem, so ver soos die ooste van die weste af is. Ons moet ook vergewe en die oortreding van die persoon self skei. Dit maak dalk baie kere om onsself te herinner dat ons die besluit geneem het om te vergewe en die persoon van sy of haar skuld teenoor ons los te maak, maar ons moet ons gedagtes gevange neem. Nou is dit nie waar dat ons gewoonlik die oortreding wat teen ons gepleeg is oor en oor herhaal nie? Nou moet ons sê, ek gaan daardie selfde beginsels toepas. Ek het 'n bewuste besluit geneem om mense te vergewe, so ek gaan herhaal dat ek hulle vergewe het. Elke keer as bitterheid of iets probeer opkom, sal ek sê nee, ek neem daardie gedagte gevange. Ek het gekies om hulle te vergewe en ek gaan dit herhaal. Ek het hulle vergewe. Ek het hulle lief. Ek hou hulle nie verantwoordelik nie. Hulle hoef my nie terug te betaal nie. Daar's geen skuld nie. Daar's gevolge. God, ek vra selfs vir U om hulle te vergewe en dit nie teen hulle te hou nie. En jy herhaal dit, totdat jy jou gedagtes laat oorheers deur die woord van God en in ooreenstemming daarmee wandel. Want my vriend, as jy jou vergifnis verniet van God ontvang het, hoekom probeer jy ander laat betaal vir hulle sin? Hoekom probeer ons hulle laat beter presteer om hulle vergifnis te kry, terwyl ons net met geloof moes vra om ons sin te ontvang? Ons laat hulle wag. Ek sal oor 'n paar dae mee op praat. Ek sal oor 'n paar weke mee op praat. Dieselfde gees wat vergewe, is ook die gees wat genees. So as die woord vir ons sê, as ons nie vergewe nie, kan ons nie vergewe word nie, dan as ons nie vergewe nie, kan ons ook nie genees word nie. So sien jy, ons gaan net in hierdie in, hierdie aaklige kringloop en beproewinge van die lewe en die aanstoot wat teen ons kom. Ons is soos deur 'n slang gebyt, ons het dit toegelaat. Maar soos Paulus, toe hy gebyt is, toe daardie adder uit die hout kom vanweë die hitte, moet ons dit afskud en nie toelaat dat die vuurige pile van die duiwel ons hinder of seermaak nie. Ons moet in geloof wandel. Ek glo ons kan dit doen, glo jy nie ook soos nie? Ek glo in die wonderwerkende krag van die Here Jesus Christus. Ek glo, ek kan alles doen deur Christus wat my krag gee. Lukas 17 vers 1. Toe sê hy vir sy disippels, dit is onmoontlik dat daar nie aanstoot sal kom nie, maar wee hom. Deur wie dit kom. Laat ek dit weer lees. Dit is onmoontlik dat aanstoot nie sal kom nie. Nie dat dit op hom werk nie, ek het dit omgeruil gesê. Jander daaroor, hy sê dit gaan gebeur en jy gaan dit nie kan keer nie. En een keer het ek gevra, ek het gesê, hoekom is dit so? Hy het gesê, dit is sodat jy jou volwassenheidsvlak kan beoordeel. Hoe vinniger jy aanstoot neem, hoe minder volwasse is jy. En soos jy begin volwasse raak, is jy soos, ek het dit verwag. Ek weet, hierdie is 'n seer mens. Ek beklei nie ken mense nie. Hierdie is 'n demoon wat deur hulle werk. Hierdie is die seer wat deur hulle werk. My werk is om hulle gesond te kry en te bedien. En dit gaan net kan gebeur wanneer ek vergifnis aan hulle gee, want hoekom? Geloof beweeg God, maar vergifnis stel sy krag vry. En as ek wil hê mense moet vrykom, moet ek hulle vergewe, sodat sy krag vrygestel kan word. Jy weet, as jy nog nie Jesus Christus as jou Here en Verlosser aangeneem het nie, gaan ek jou nou hierdie geleentheid gee. Glo in jou hart, bely met jou mond, Jesus is die Seun van God. Hy het vir jou sondes gesterf, is uit die dood opgewek. Jy sal weergebore Elias. Dis wat dit vir ons sê in die boek van Romeine. Bid hierdie gebed. Sê, Vader, ek vergewe elke persoon wat my seer gemaak het. Ek laat die verlede los en ek laat dit gaan. Ek glo Jesus is die Seun van God. Ek glo hy het vir my sondes gesterf. Ek glo hy is uit die dood opgewek. Here, kom in my hart en wees my Here en Verlosser. Ek bely met my mond, Jesus is jou. Ek glo as jy nou net daardie gebed gebid het, het jy nou weergebore geword. My vriend, sluit by 'n Bybelgelowige kerk aan. Sê vir hulle jy moet nou met water gedoop word en jy moet gedissiplineer word. Jy wil deel word van die familie. En jy weet, God het ook voorsiening gemaak vir genesing. So ek spreek genesing oor jou uit. Beveel die pyn om te wyk, neem gesag, begin wandel in die krag en die gesag in die naam van Jesus. Word gesond in die naam van Jesus. Op die skerm sien jy daar is 'n e-posadres, 'n WhatsApp nommer. Jy kan vir my SMS stuur of my bel.
Laat weet my as hierdie program vir jou 'n seamlus. Ons is so bly jy stem elke keer in. Tot volgende keer, dit is Dr. Bryan Adams. Ek verwag alledaagse wonderwerke. Ek verwag dit elke dag en ek verwag dit vir jou ook. Mag God jou seën. Ons sien jou volgende keer. Op Geloof is in.